Geseënd is die koninkryk van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Hallo, hier is die derde video in ons reeks waarin ek nou al 'n breë oorsig oor die ortodokse kerk gegee het in die eerste een en in die tweede video gepraat het oor die verskille tussen die ortodokse en die katolieke kerk. Dit bring ons dan in hierdie video by die verskille tussen die ortodokse kerk en protestantse kerke. Dit is baie moeiliker om oor die verskille sistematies te praat as in die geval van die katolieke kerk, omdat die reformatie gelei het tot 'n voortdurende versplintering en opbreek van kerke en daar vandag, afhangend van hoe jy nou 'n denominasie definieer, honderde tot 10.000 denominasies van protestantse kerke is, elkeen met sy eie perspektief op sake. So ek het gedink is beste om hier net te praat oor die 5 sogenaamde solae, wat wat alleen of slegs in Latyn beteken, en wat die belangrikste gereformeerde kerke almal kenmerk. Hulle is die solae, sola scriptura, slegs die skrif, sola fide, slegs geloof, sola gratia, slegs genade, solus Christus, slegs Christus, en soli Deo gloria, aan God alleen die eer. Die formulering van hierdie beginsels het hulle ontstaan daarin om wat die gereformeerdes te glo te onderskei van dit wat die katolieke kerk glo. Nou moet 'n mens dadelik opmerk dat slegs die eerste 3, die skrif, die geloof en die genade, aanvanklik beklemtoon is as teenstelling onderskeidelik vir die tradisie en werke en meriete. Die laaste 2 solae het later ontwikkel en is eers in die 20ste eeu wat die 5 solae as 'n groep saamgevoeg is. En alle protestantse kerke ondersteun natuurlik ook nie al 5 die solae nie, en ook nie in dieselfde vorm. Voordat ons kyk na die individuele solae, moet mens ook daarop wys dat die ortodokse kerk op sekere maniere met elkeen van die solae saamstem, maar natuurlik ook op belangrike maniere daarvan verskil. Kom ons begin by sola scriptura. Van al die sola is hierdie waarskynlik die een wat die belangrikste verskil tussen die ortodokse kerk en protestantse kerke verteenwoordig. In sy basiese vorm beteken dit net deur die skrif, die idee dat die Bybel die enigste gesag of die oppergesag is in die Christelike lewe en nie tradisie nie. Met tradisie en die Latynse bronwoord traditio beteken om te oorhandig of oor te lewer, word bedoel die geheel van dit wat mondelik en skriftelik van geslag tot geslag in die kerk oorgedra is benewens die Bybel. Sola scriptura beteken daarom dat die tradisie van die kerk geen rol speel in die Christelike lewe nie, maar veral nie in hoe die Bybel geïnterpreteer word. En die teenkant van die munt, dat enige leerstelling of kerkpraktyk uit die skrif bewys moet kan word, afhangend van hoe jy dit dan nou lees. Luther het in 'n beroemde debat met die katoliek Johan Eck aanvaar dat wat hy ook al in die Bybel lees, meer gesaghebend moet wees as wat enige katolieke paus of enige konsilie oor enige saak sonder die Bybel te sê het. Die oorsprong van sy siening was die gereformeerdes se kritiek teen die eeuse toevoegings en interpretasies tot die Bybel wat die katolieke in die naam van tradisie gedoen het. En hierdie kritiek was nie ongeldig nie. Die katolieke kerk het byvoorbeeld bekeer in die Latynse Vulgaatvertaling van die Bybel vervang met boetedoening, om die katolieke kerk se praktyk hieroor te regverdig. Luther se siening is die oorsprong daarvan dat meeste protestantse denominasies glo dat alle Christelike leerstellings uit die gewone betekenis van die skrif afgelei kan word met die gebruik van studie van die teks, die geskiedenis en die rede. Die idee is dan om uit te vind wat die Bybelskrywers werklik bedoel het met die skryf van spesifieke skrifgedeeltes. Aan die begin van die reformatie het dit nie 'n totale afwysing van alle kerktradisie beteken nie, maar die skrif tot die hoogste en sentrale punt van die Christelike lewe verhef, die sentrale gesag as jy wil. Vir Luther het dit 'n afwysing van die oppergesag van die kerk en geestelikes in interpretasies van die Bybel beteken. Maar
Die sentrale vraag wat uit hierdie siening voortvloei, naamlik hoe die skrif dan verstaan moet word en wie dit uiteindelik gesaghebend kan interpreteer, is tot vandag toe nooit bevredigend beantwoord. Zwingli, die Switserse gereformeerde, het selfs verder as Luther gegaan. Vir hom was die Bybel die enigste en uitsluitlike bron vir alle Christelike leer en praktyk, tot die mate dat hy elke Christelike ritueel wat hy nie in die Bybel kon terugvind nie, wou verban. Hiermee het hy alle tradisie in enige vorm verwerp. Maar nie alle protestante verwerp tradisie geheel en al nie, en die meeste gereformeerde denominasies, of hulle dit nou uitdruklik sê of nie, hou tog tot 'n mate vas aan tradisie, minstens in die vorm van leerstellige belydenisskrifte, onthou weer die Dordtse leerreëls, of geloofsbelydenisse, of samestellings van lering wat hulle as gesaghebend beskou. Gewoonlik met die argument dat dit die korrekte manier is om die skrif te interpreteer en dus bloot duideliker maak wat die skrif bedoel. Dit bring ons by die verskeie probleme wat ortodokses met die leer van sola scriptura het. Die eerste probleem is dat die Bybel self nêrens die leerstelling ondersteun. Protestante haal meesal 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 aan as ondersteuning vir die leerstelling. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Maar as gesag vir sola scriptura is daar 'n paar probleme met hierdie teksvers. Eerstens was die Nuwe Testament, en daarom die Bybel soos ons dit ken, nog nie voltooi, toe Paulus die woorde geskryf het nie. En die enigste redelike afleiding is daarom dat hy met die skrif die Ou Testament bedoel het. Tweedens, hoewel dit uit die teks duidelik is dat die waarde van die skrif heeltemal tereg baie hoog aangeslaan word, is dit stil oor die vraag of dit dan nou eksklusief gesaghebend is, of selfs die belangrikste gesag is. Derdens, Paulus sê nie alleen in 1 Timoteus 3 vers 15 dat die kerk die pilaar en grond van die waarheid is nie, maar sê vir die Thessalonisense, as mens die teks getrou aan die Grieks vertaal, staan vas en hou julle aan die tradisies wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons, en die woord dan natuurlik 'n mondelinge woord. Nêrens, maak die Bybel self aanspraak op selfstandigheid, of dat dit die enigste bron van die waarheid is nie. Die ortodoksie sê dat dit so is, omdat hierdie bron Christus is, en natuurlik die gees van die waarheid. Die tweede probleem daarmee om die Bybel die hoogste of enigste gesagsbron te maak, is dat die ontwerp van die Bybel homself eenvoudig nie daartoe leen nie. Daar is geen sistematiese teologie of handleiding vir die geestelike lewe in die Bybel nie, en ook geen voorskrifte vir byvoorbeeld gesamentlike aanbiddingsdienste nie. As mens byvoorbeeld mooi gaan kyk, is daar min of meer 7 verlossingsmodelle in die Nuwe Testament uiteengesit, soos metropoliet Callistus Ware op 'n kol uitgewys het. En 'n hele paar van hierdie verlossingsmodelle is op die oog af teenstrydig. Hoe maak mens dan daarmee? En daar's verdere praktiese probleme. 'n Groot probleem is wie bepaal wat die regte interpretasie van die skrif dan nou is, soos ek al reeds gesê het. Ortodokse stem saam dat die paus nie onfeilbaar is nie, maar hoe weet ek dat my of ons, en ons kan jy so wyd verstaan as wat jy wil, interpretasie van die Bybel onfeilbaar is? En as ons nie weet nie, hoe weet ons dan dat ons nie besig is met dwaalleringe en ketterye nie? En dis ook nie net 'n teoretiese vraag nie. Die NG Kerk het die skerp kant van die probleem ervaar, toe haar teoloë eers met groot stelligheid verklaar het dat apartheid Bybels is, net om later presies die teenoorgestelde te verklaar, ook op Bybelse grond. En hierdie kerk se hantering van die homoseksualiteitsvraagstuk is 'n sprekende voorbeeld van 'n kerk wat nie meer weet hoe om die Bybel as kerk te interpreteer nie, en dit daarom maar aan elke gemeente oorlaat om sy eie weg hieroor te vind. Buitendien het elke kerk in elk geval sy eie tradisie van hoe om die Bybel te interpreteer. Daar's 'n konsekwentheid in hoe Presbyteriane, Baptiste, Anglikane, Lutherane die Bybel interpreteer, en wat is dit dan nou anders as 'n tradisie? En as daar so 'n tradisie is, wie sê dat die spesifieke tradisie die gesaghebende een is? Meeste mense wat in sola scriptura glo, sal sê dat die Heilige Gees hulle lei
om die Bybel op 'n sekere manier te interpreteer. As dit so is, hoekom lei dit tot soveel uiteenlopende interpretasies oor 'n hele verskeidenheid kwessies, soos byvoorbeeld die doop? Want as die Heilige Gees werklik die verskillende protestante kerke gelei het in hulle interpretasie van die Bybel, hoekom versplinter die kerke dan gedurig verder? En telkens juis oor hoe die Bybel oor 'n spesifieke saak of sake verstaan moet word. Hierbenewens, hoe weet die individuele leser dat dit die Heilige Gees is wat hom gelei het in sy interpretasie, en nie sy eie voorkeure of aannames nie? Maar daar is ook historiese probleme met sola scriptura. Om te begin is die leerstuk totaal afwesig by die vroeë kerkvaders. Hulle het telkens die Bybel geïnterpreteer in die lig van die tradisie van die kerk, wat van die vroegste tye af as die gesaghebende interpretasiebeginsel van die Bybel beskou is. Om die waarheid te sê is daar van tradisie die eerste keer in die 2de eeu melding gemaak, juis in die konteks van 'n stryd teen gnostiese ketters, wat Bybelverse wou gebruik om hulle kettery te regverdig. Die heilige Irenaeus van Lyon het hieroor 'n pragtige beeld gebruik. Hy sê 'n vaardige kunstenaar het 'n pragtige mosaïek van 'n koning gemaak, van kosbare edelgesteentes. Nou kom iemand anders, haal die mosaïek uitmekaar uit en maak 'n mosaïek van 'n hond of 'n jakkals. En dan argumenteer hy dat dit die oorspronklike mosaïek is, omdat die edelgesteentes oorspronklik is. Dis presies wat ketters doen. Hulle gebruik die woorde van die skrif, maar sê heilige Irenaeus, hulle skeur die waarheid uitmekaar. Wie bepaal wat die oorspronklike ontwerp van die Bybelse mosaïek was? 'n volgende historiese probleem is dat die Bybelboeke soos ons dit ken, eers so laat as 367 vir die eerste keer as 'n kanoniese groep erken is, en eers in die 5de eeu amptelik deur die kerk as 'n kanon erken is. Die vraag oor wat die Bybel dan oor 'n saak sou sê, kon dus vir die eerste 400 jaar in die kerk se bestaan nie gevra word nie. Ironies genoeg is die vraag oor wat presies die Bybel is, weer in die 16de eeu met die reformatie gevra, toe sekere boeke wat aanvanklik deur die kerk as kanonies beskou is, uit die skrif weggelaat is. Hoe werk sola scriptura dan, as die gereformeerdes kan besluit wat skrif is en wat nie? En op watter gesag besluit hulle dit? Vir die ortodokse kerk is die skrif die resultaat van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die Gees wat die waarheid bewaar in die kerk. Ons glo dat die Gees die kerk nooit verlaat het nie, en van die begin af die kerk gelei het oor hoe om die waarheid, het sy in die vorm van die skrif of andersins, te verstaan en uit te leef. Dit is daarom vals om die bronne van leringe te beperk tot skrif en tradisie, en om die tradisie te beskou as net die mondelinge lering deur die apostels, want beide die skrif en die tradisie is slegs in die kerk gegee. Dit is die plek waar hulle die volheid van hulle waarde en betekenis vind. In hulle word die waarheid van goddelike openbaring bevat, 'n waarheid wat deur die genade van die Gees van waarheid in die kerk leef. Daarom leef die skrif net in die kerk, en is die skrif daarom in tradisie gegee, maar nie in die sin dat dit binne die voorskrifte van die voorskrifte van die tradisie verstaan kan word nie. Want die skrif is 'n beeld of 'n ikoon van 'n waarheid met 'n hoofletter wat net beleef kan word. En daardie belewing is te vind in die kerk, wat die liggaam van Christus is. Wat sola gratia betref, is die beginsel dat dit slegs God se genade is wat verlossing bewerkstellig, en dat geen handeling of werk van die mens hoegenaamd op enige manier bydra tot verlossing. Hierdie leerstelling is nou verbonde aan sola fide, wat leer dat dit geloof is wat reddende genade aktiveer. Onthou dat die twee solae geformuleer is teen die idee van verlossing deur enerzijds werke en teen die merietestelsel van die Katolieke kerk. Sola gratia in sy uiterste vorm hou ook verband met die streng uitverkiesingsleer van sekere vorms van Calvinisme, wat leer dat die mens geen rol in sy verlossing het nie, selfs nie eers instemming nie, omdat God jou red of verdoem, ongeag of jy wil of nie, omdat God se genade onweerstaanbaar is. Maar die meeste protestante beskou dit nie in so ekstreme lig nie, en leer dat die mens se instemming tot God se genade nodig is,
selfs al is dit eenmalig. Ortodokse stem saam dat God se genade die omvormende werk van verlossing doen, maar glo dat verlossing deur sinergie bewerkstellig word en dat God en mens medewerkers is, soos wat 1 Korintiërs 3 vers 9 sê, en dat die mens sy eie heil met vrees en bewering moet uitwerk, soos Filippense 2 vers 12 sê. Vir die ortodokse kerk is een van die groot probleme met sola gratia dat dit God se genade as losstaande van God beskou, terwyl ons dit beskou as deel van die energie van God, waarmee ons uiteindelik wil verenig. Die ortodokse siening is daarom nie so transaksioneel en juridies as die protestantse siening hieroor nie. Die leerstelling van Solus Christus het ontstaan as 'n reaksie teen die middeleeuse katolieke idee dat die mens God slegs deur die geestelikes kan benader en dat hulle bemiddelaars is tot God, idee wat hulle later op Maria sou toepas. Op sigself is daar geen probleem met die idee dat verlossing slegs deur Christus bewerk word nie. Maar die afwysing van die rol van byvoorbeeld priesters in die bediening van die sakramente en die opstelling van 'n soort van vyandskap tussen leke teenoor geestelikes is vir ortodokses nie aanvaarbaar nie. Ortodokses aanvaar ook die priesterskap van alle gelowiges, maar nie die ouderlingskap van alle gelowiges nie. En terwyl ons ook die idee van die priesterskap as bemiddelaars afwys, glo ons byvoorbeeld wel dat die heiliges voorbidders kan wees. Vir die ortodokse kerk is die grootste probleem met die Solus Christus leer, dat dit 'n breuk daarstel tussen Christus as hoof van die kerk en sy liggaam wat die kerk is, omdat so 'n siening die rol van die kerk minag. Soli Deo Gloria leer dat daar alleen aan God eer toe kom, en daarom nie aan heilige mense of heilige voorwerpe nie. Die idee is geformuleer in reaksie teen die groot aardse vertoon van die Rooms-Katolieke kerk in die 16de eeu. Dit deel baie van die renasies van Solus Christus, maar voeg die idee by dat die mens nie sy eie eer moet soek nie, wat natuurlik 'n goeie idee is. Vir ortodokses is die grootste probleem met Soli Deo Gloria dat dit aanbidding met verering verwar. En daarom die verering van die ikone en heiliges met die aanbidding van God gelykstel. Verder beteken ontkenning van die wonderwerke van God in die lewens van heiliges terselfdertyd 'n ontkenning van die wonderwerke van die inkarnasie en van God se verering van sy medewerkers in sy verlossingsplan. So dit dan wat betref die 5 solas. Ons het in hierdie bespreking eintlik maar net oppervlakkig gekyk na 'n paar van die belangrike verskille tussen die ortodokse kerke en ander kerke, die katolieke kerk en protestantse kerke. As julle in groter diepte hieroor wil lees, is die boek van Father Andrew Stephen Damnik, wat ek vroeër aangehaal het, Orthodoxy and Heterodoxy, Finding the Way to Christ in a Complicated Religious Landscape, 'n baie goeie bron, wat ook ander gelowe soos Islam, Judaïsme en regtig vele meer bespreek. So met die einde van hierdie video sluit ek dan die inleidende gesprek oor die ortodoksie af en hoop ek daarmee saam ook die meer polemiese deel van ons gespreksreeks vir hierdie jaar. In die volgende video praat ons oor die verhaal van die kerk. Goed gaan.